Ons wil julle graag voorstel aan klein Mianay. Mianay het 'n baie seldsame vorm van epilepsie wat haar begin affekteer het op 7 maande ouderdom. Maggie, vertel vir ons meer. Jolina mamma het vir ons 'n video gestuur, so sy gaan vir ons absoluut die meeste vertel. Maar ek het 'n geselskapie met haar gehad en sy het vir ons verduidelik dat op die ouderdom wat sy nou is haar brein se function, praat ek Engels, Breinfunksie. Van 'n 3-jarige kind. Maar die groot nood is, hulle het 'n medies, maar die medies dek nie alles nie. Die groot nood is, hy moet vir 'n operasie gaan. Daar is 'n Back a Body account, ons sal hom nie sit, en hulle kort nog 'n goeie paar randjies, sodat sy 'n operasie kan ondergaan, om, kom ons sê, haar lewe van makliker te Net maak. haar lewens omstandighede beter te maak. Die elke dag, ja. Sy kry gereeld aanvalle, epileptiese aanvalle. Hoeveel keer 'n dag? Ek weet nie, ek dink die beste is, kom ons luister na die video. Maar Jolene luister, sy het vir ons 'n videoetjie gestuur waarin sy al die detail gee. Ja, ons ou Klersdorpers en hulle het nou weggetrek, maar ons wil graag Klersdorper, een keer 'n Klersdorper, altyd 'n Klersdorper. En ons is familie in hierdie dorp. So my groot vraag, of my groot smeekgebed eintlik vandag is, sy het 'n tipe van 'n proteïen shake wat sy daagliks moet drink om haar immuun op te bou, en natuurlik nou vir haar te voed ensovoorts. En sy sukkel om ander goed te drink, en hulle het haar nou gekry om uiteindelik die te drink, maar is R70 'n botteltjie, en sy gebruik tot partykeer 3 'n dag, en dit is duur. En soos wat haar mamma vir my verduidelik het, daar's nog 2 ander kindertjies ook, en mens kan nie laat hulle tekort kom nie, maar ja, nou het goedjies nodig. So, as jy dit in jou hart vind, en jy kan jou beursie raak, luister asseblief na hierdie video, en kom ons maak 'n bydrae, waar ons 'n dogtertjie se lewe 'n verskil in kan maak. As dit moontlik is vir jou, ek smeek jou, luister na die video. Kom ons luister wat sê Jolene. Hallo Maggie, hallo Rian. Baie dankie dat ek vandag met julle Mianay se storie kan deel. Mianay het siek geword op so 7,5 maande, sy het op haar asemhaal en so 60 fits gehad in 'n kwessie van 2 dae, waar haar hartjie toe gaan staan het, en hulle moes resusciteer, en toe moes hulle hom na 'n pediatriese ICU toe transfer. En ja, van daar af was dit eintlik net 'n rollercoaster geweest. Ons het 'n hele klomp dokters gesien, 'n hele klomp hospitale besoek, professors gesien, ons is Kaap toe 'n paar keer, en hulle het haar in 2018 gediagnoseer met PCDH19 epilepsie. Dit is 'n baie rare epilepsie, en dit is ook 'n medication resistant epilepsie. So, ons was op 'n hele klomp medikasies gewees wat ons probeer het, wat nie gewerk het nie. Ons het tot op 'n punt gekom waar 'n kombinasie van Topamax, Epilim, Urbanol, Phenytoin, en dan drink sy ook slaapmedikasie, wat ons nou huidiglik op is om haar net 'n bietjie van 'n breek te gee. Sy kry op hierdie stadium absent seizures. Dit is nou waar die breintjie deur die aand en deur die dag fits kry, wat jy deur die EEG kan sien, wat jy nie fisies kan sien wat sy 'n seizure kry nie. So dit bou dan op, en dan word dit groter en gevaarliker fits, wat tussen 45 minute en 72 minute lank aanhou. Sy kry clusters of seizures, so dit is multiple seizures at a time. So dit is so waar sy 'n 20 sekonde breek tussen haar fits het, en dan kry sy die volgende ene. Sy hou op asemhaal met elke een, so daai veroorsaak baie skade. So Mianaytjie word 10, maar haar breintjie is meer soos 'n 3 tot 4-jarige. Sy is huidiglik op so 22 pille 'n dag, en dit veroorsaak baie dit veroorsaak baie skade aan die organe, die lewer, die niere, die hartjie. So ons het tot op die laaste oplossing gekom waar Mianay 'n WNS-implanting nodig het. Ons het 'n Back a Body account gestig vir die onkoste rondom die operasie, en ook die aftercare van die operasie. Mianay het ook 'n baie swak immuunstelsel, want sy eet nie baie goed nie. Sy slaap nie baie goed nie, sy kry nie al die yster en die proteïene en al die goedjies wat jy nodig het om jou immuunstelsel op te bou in nie.
So die dokter het haar op Fortisip gesit. Dit is 'n protein shake. Dis 'n meal replacement ook. Dit kos so R70 'n botteltjie en Mia drink heidaglik tussen 2 tot 3 van hulle 'n dag. En die mediese fonds dek dit ongelukkig glad nie. So dit raak 'n bietjie duur op hierdie stadium om haar op hierdie protein shake te hou of dit te los. Vir ons as 'n familie is dit meer as R10 'n dag wat jy spandeer net om haar te help om haar immuunstelsel op te bou. Ons het baie ander goedjies al probeer. Ons het al Zinblades en Crash Guard en allerlei vitamiene en so aan het ons al probeer. Dit bou net glad nie haar immuunstelsel op nie. So op hierdie stadium het ons hulp nodig met Mia se VNS-implanting om die onkoste te dek rondom die operasie wat die mediese fonds nie dek nie. As ook hulp nodig om haar immuunstelsel op te bou met die Fortisip. So ons vra enige hulp met die implanting, enige donasie. Ons waardeer alles wat almal sover vir ons gedoen het en al die donasies wat al ingekom het. En dan ook op die Fortisip om haar elke dag die Fortisip te kan gee om haar immuunstelsel op te bou sodat sy nie siek word en dan ekstra meer epileptiese aanvalle kry nie. So ek wil vir julle sê baie dankie vandag dat julle my die geleentheid gegee het om Mia se storie met julle te deel. En dan ook baie dankie vir almal wat na sover ons gehelp het en donasies gemaak het. En ons is opreg dankbaar vir alles. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Baie dankie.